ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 480. Halleluja. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. Dis 'n moed. Ek het hom 25 jaar gelede geskryf. Dis 'n moed. Jy moet daai boek hê. Dis 'n moed vir die tyd waarin ons lewe. Omdat daar soveel leuns is wat omgaan. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Ekskuus tog net. Of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u so welkom, verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, u het 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Dis nou weer 'n klomp nuwe studies wat kom. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en kennisses. Die reeks is lewensveranderend. Skryf blokpen en ten minste 33 Bybel of Afrikaanse Bybel. Baie belangrik. Net nie 83 Bybel nie. Kom ons bid saam. Ons is so verskriklik dankbaar vir môre en opgewonde gelyktydig. Dankbaar vir dit wat u vir ons mee seën elke môre. Dankbaar vir die bonatuurlike geopenbaarde woord. Dankbaar vir elke nuwe siel, Vader. Maar opgewonde om te ervaar wat u vandag vir ons wil sê. Dis vandag wat saak maak. Die woord sê ons moenie lewe vir môre nie. Ons lewe vandag asof dit die laaste dag is. Seën die woord, breek dit vir ons oop, die verborgenhede. Ek bid spesifiek vir die bejaarde mense, dat hulle verstaan, Vader. Hulle wie in tradisionele kerke vassit en nie die goed van die kerk wil laat gaan nie. Breek u die bande en maak u die woord oop. Laat die saad vanmôre in goeie grond val. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua en elke Jaffa sê, halleluja, halleluja, baie welkom by ontbyt met Prof Hannes, getroud vir jou groot seën gaan wees. Ek is so opgewonde om te begin, want hier is soveel interessante woord vanmôre. Boek Spreuke 24, hoofstuk 24, deel 23, ons is nou besig met Johannes 1 vers 9. Jy nou sien hoe bring die boek Johannes al dit wat ons bespreek het in die laaste 3-4 weke nou, alles by mekaar. Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig, dis Jaffashua. Dit is Johannes die onderdompelaar wat dit sê. Hy sê die waaragtige lig, Johannes Jaffashua, wat elke mens verlig. Luister wat sê ek, wie tot bekering of wedergeboorte sou kom, was aan die kom in die wêreld. Vir meer as 2000 jaar gelede het dit reeds begin. Hy, vers 10, Jaffashua, ek sê hy, Jaffashua was in die wêreld. So, Jaffashua het nie die oomblik toe Johannes die doper of onderdompelaar van hom praat, skielik uit die hemel uitgeval nie. Nee, hy het 30 jaar opgegroei. Hy het opgegroei. Hy was in die wêreld. Hy, Jaffashua, was reeds in die wêreld. Vir amper 30 jaar. En die wêreld het deur hom ontstaan. Nee. Onmoontlik. Sien hoe die Satan die mense gevang met Bybelvertalings en hersienings. En die wêreld is tot hom, en die wêreld het
tot hom, nie deur hom nie. Want hy was nie daar in die skepping nie. Nou verstaan jy dit. Toe ek die eerste keer dit sê, 'n maand terug het jy gedink ek is van my trolley af. En die wêreld het tot hom, die Vader het die wêreld tot hom laat ontstaan. En die wêreld het hom as 'n verlosser nie geken nie. Hulle kon nie, want hy was in die gedagtes van die Vader. Hebreërs 1 vers 2. Hy was die afskynsel, die bloudruk, die konstruksie van die Vader se heerlikheid. Hy, Jahweh was reeds. Hy sê, hy was in die wêreld. Nou is Johannes wat nou getuig. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Nee. Hy kon dit nooit gesê het nie. Want dit tot hom ontstaan. Verstaan ons dit? En die wêreld het hom nie as verlosser geken nie. Nou, vers 11. Hy, Jahweh, het na sy eiendom gekom. Wie sy eiendom? Wie is sy eiendom? Wat het u geleer? Jahweh het 3 jaar bediening gehad. Hy 2 jaar na sy mense bedien. Hy sê, hy het na sy eiendom, naamlik, kyk my vingers, naamlik die volk van Israel gekom. Vra, waar kry jy die inligting? Hier staan dit. Hy, Jahweh, het na sy eiendom, naamlik die volk Israel gekom, en sy eie mense, kyk wat daar staan, en sy eie mense, die volk van Israel, het hom nie aangeneem nie. Hoeveel honderde keer het ek dit al gesê? Come on. 2 jaar van sy lewe bedien hy net na Israel toe. Hy het na sy eie gekom en hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom vervloei. Hulle het gesê, kruisig hom. Hy is nie ons verlosser en ons Messias nie. Dis nie ons sinne nie. Hulle het hom weggejaag, hulle het hom vervloek. Hulle wou vele keer om 'n tippe doodgooi. Hoekom? Want hy die Fariseërs en Sadduseërs aangespreek. Hy vir hulle sê, julle skynheiliges, julle witgepleisterde grafstene. Mooi van buitekant, maar vrot van binne, doodsbene en wurms en goggas en goed. Kyk na die godsdienstwêreld vandag. Ek wil vir jou sê, dis die rede dat die ouens songs maak van my, van professor Snorre en die professor. En my probeer uithaal het oor die Bybel en al die goed, dan kry jy die ander sakkers wat van die kant af kom en kom inspring nie so. Ek het stukke uit die Bybel, van tuise Bybel uitgeskeer, bladsye uitgeskeer. Noem my een bladsy wat ek uitgeskeer het. Ek het inteendeel 'n bladsy bygesit by die voorwoord, om te verduidelik wie was hom tuis. Ekskuus tog, wie was Joseph Brand Rottenham? Want die mense tel die Bybel op, hulle weet nie 'n klou wie was Dr. Joseph Brand Rottenham nie. En dis kom ek daai klein bladsytjie ingesit. Sê 'n bladsy. Dis nie om my te verheef, ek het die inligting gegee, wie en wat was sy. Ek het die buiteblad van oom Thuis se Bybel, het ek kon verander toe ek foto kopieer reg en printregte en vertaling, ek het al die regte gekry, het ek dit verander, ek het die Vrymeselaar teken agter afgehaal. En as jy dit wil hê, dan gee ek dit vir u met gratis. Ek het foto's geneem, 4 foto's van die buiteblad van oom Thuis se Bybel, met die wit duif met die lorierkraansie in sy bek, wat 'n Vrymeselaar teken is. En laatsom het ek my Bybel, die Bybel, ek sê nou my Bybel, is nie my Bybel nie, maar die een wat ek die buiteblad verander het, waar ek die bonatuurlike geopenbaarde name, soos wat dit binne in die Restoration Bybel staan, in die voorwoord, het ek daar gesit. Verstaan? So ek het mos niks verkeerd. Ja, ek het die verkeerde simbool gebruik. Die hy, daar's 2 keer,
Alef, hy, Vaf, Alef, hy. Die twee huis het ek gaan per ongeluk die taf insit. Maar weet jy wat? Deur teregwysing het ek dit verander. Dis 'n foutjie. Noem my 'n ou wat nie 'n foutjie maak nie. Die ouens wat nie foute maak is die ouens wat nog nooit iets probeer het nie. Hulle het nog nooit iets in hulle lewens probeer nie. Nou haal hulle my uit. Ek het bladsye uit die Bybel uitgeskeer. Ek het nie een bladsy uitgeskeer nie, in my hele lewe nie. Maar as omdat dit ander ouens is, wat nie 'n klou het waaroor dit gaan nie, so ons het die terme wat ons sê, nou spring hulle op die bandwagon. Hier kom 'n paar goed, glo my. Nou kom ons lees verder, hy sê, in vers 11, hy, Jafashua, het na sy eiendom, dis die volk van Israel gekom, en sy eie mense, naamlik die volk van Israel, het hom nie aangeneem nie. Daar staan dit op wit en swart. Daar staan dit. 2 jaar bedien hy na Israel toe, die 3de jaar net na die heidene toe. Tot vandag. 'n jaar voor hy gekruisig is, tot vandag in 2026, bedien hy net na die heidene toe. Vers 12, maar almal, naamlik die heidene, wat hom die lig, kyk wat sê hy, maar almal, en ek sê naamlik die heidene, wat hom die lig, dit staan daar, Jafashua, aangeneem het, aan hulle het hy, Jafashua, mag gegee, luister hierna, om kinders van Jaffa die Almagtige te word. Hulle was nie sy kinders gewees nie, kyk hierso, maar hulle was heidene gewees. Baie min Jode, Hebreërs, het in die laaste 2000 jaar werklik tot bekering gekom. Hoekom? Want hulle is verblind, Vader het hulle verblind. Want so sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor nie, laat die woord van verlossing na die heidene toe kon gaan. Kom ons lees weer. Maar almal, naamlik die heidene, wat hom die lig, dit staan daar, Jafashua, aangeneem het, aan hulle het hy, dus Jafashua, mag gegee om kinders van Jaffa almagtig te word. Nou sê ek, kyk my vingers, hulle was nie sy kinders gewees nie, maar hulle was heidene gewees. Maak nou jou seatbelt styf vas. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat 'n naam? Die naam Jesus, wat eers in die 16de eeu geskep is, want dan was hy 'n letter J nie. Die naam Jesus, wat tydens 100 en 127 na Jafashua, by die Septuagint toe hy geskep is, waar hulle die naam Jesus in vertaal het, en Jafashua weggevat het. Aan hulle wat in sy naam, wat 'n naam, wat 'n naam, wat 'n naam, wat 'n naam. En weet jy wat? Ek is so bly en opgewonde, dat ons het nie nodig, as Jafiste, om te raai wat sy naam vandag is. Sy naam is nie Yahweh. Sy naam is nie Yeshua nie. Yeshua, met 'n E nie. Hy is Yahshua. Dis A-H-S-H-I-A, ek kan hom sê Yahshua, Jaffa, koppelteken Shua, redder, verlosser, saligmaker. Of die volle naam, wat die engel vir Josef gegee het, Jaffa-Shua. Ek hou van die volle naam. Die Vader se naam, Jaffa, koppelteken kan ek hom sit Shua, was eintlik een naam, wat genoem word Immanuel. As dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim, met ons. Hoe wonderbaarlik is dit nie? Aan hulle wat in sy naam glo. Kom ons lees die skrifgie aan mekaar, maar almal, vers 12, naamlik die heidene wat hom, die lig,
Jafashua aangeneem het. Hulle het hom nie gehaat nie, hulle moes hom aangeneem het. Aan hulle het hy Jafashua mag gegee, om kinders van Jaffa almagtig te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat is die bakpoeier in hierdie versgedeelte, wat alles bymekaar bring? Aan hulle wat in sy naam glo. Jy kan nie sy kind word nie. Aan almal wat na die lig, hy sê maar almal wat hom die lig aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van Jaffa almagtig te word. En hier's die bakpoeier. Aan hulle wat in sy naam glo. Nou ek gaan hierdie gedeelte hierso sluit en sê, wat sê U is sy naam waarin jy moet glo? Wat is die naam waarin jy moet glo? Nie 'n Griekse naam nie, nie 'n Engelse naam nie, nie 'n, wat is sy Hebreëse naam? Hulle wat in sy naam glo. Onthou, wie het hierdie geskrywe? Johannes die onderdompelaar of die doper. Wat was hy? 'n Griek? Of 'n Engelsman? Of 'n Duitser? Of 'n Suid-Afrikaan? Nee. Hy was 'n Israeliet gewees. En hulle het sy naam, Jafashua se naam, geken. Ja, die naweek is op ons. U moet dit geniet. Gebruik die woord. Jogg, hier is soveel woord. Gebruik die woord. Studeer dit. Maak dit lewend. Verkondig dit. Wees tydig en ontydige evangelis. En as Vader wil en sy wil daarby is, tot maandag, Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.